Jy kan so lank saam blaai na Habakuk toe. Habakuk is bietjie moeiliker om te kry. Jy's nie tussen die klein profete. So jy kan by Maleagi begin en terugblaai en dan gaan jy hom redelik vinnig kry. Ons gaan bietjie tyd spandeer in Habakuk vir oggend. Kan ek net sien, is daar iemand wat dalk 'n woord of 'n getuienis wil kom deel? Is daar iemand wat iets op die hart het? Goed. Habakuk hoofstuk 3. Petrus, sal jy asseblief vir ons kom lees? Ek het jou mic aan. Is hy aan daar by julle, André? As hy klink vir my sharp. Hou hom net lekker naby. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid. Bederf het gekom in my gebeente. Ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat dit aanbreek vir die volk, wat op ons 'n aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee het die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrumente. Chris, waar as jy kom sing, ou? Ons eer die Here vir sy woord. En so, wil jy net jou oë sluit saam met my. En Vader, ons weet, ek is oortuig, dat U ons wil help om U hart te verstaan. Vader, mag hierdie woord ryklik in ons harte leef. Mag dit by ons perspektief bring en by ons genesing bring. En mag ons reg kies in hierdie oggend. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. In Habakuk hoofstuk 3 en veral hierdie laaste gedeelte, sekerlik die bekendste gedeelte in Habakuk, as ek jou sou moes vra, vertel vir my 'n bietjie van die ander gedeeltes van Habakuk, twyfel ek of daar veel sal wees wat my kan antwoord. Maar as ek jou sou vra, het jy al gehoor van daai liedjie wat ons sing, al sou die vyeboom nie bot nie. Ons sing hom en ons ken hom en ons weet, dis wat ons behoort te doen. En die realiteit is dit, dat ek en jy het die voorreg om op God se woord te staan en om in sy beloftes te leef. Die waarheid van Habakuk hoofstuk 3 vers 17 behoort my en jou waarheid te wees wat sê alhoewel die vyeboom nie bot nie. Maar hier's 'n belangrike deel en ek hoop nie dat ek alleen is in hierdie seisoen nie. Maar daar is gewoonlik iewerster in ons lewe 'n seisoen waaroor ons kan sê ons is wagtend op die Here. En so daarom die tema van die woord, totdat die antwoord kom. Daar is gewoonlik van dat ek van die Here vra, totdat ek van die Here ontvang, die belofte wat hy vir my gee, daar verloop gewoonlik 'n seisoen. Ek wil bietjie met jou gesels oor daardie seisoen. En ek wil jou herinner aan 'n paar kritiese, belangrike goed, in 'n poging dat jou hart genuine gesond sal wees, want dit is my mening, dat wanneer ons nie hierdie seisoen goed verstaan nie, dan mis ons 'n baie, baie belangrike deel van Vader se hart. As ons so haastig is na die einde toe, en alwaar ons wil praat, en alwaar ons wil dink is net die einde, dan is daar iets in die proses, wat ons mis, wat maak, dat ons nie genuine gesond kan wees nie.
En so ek wil vir jou sê, wat wagtend is op die Here. Jy is op die regte plek vanoggend. En vir jou wat nie wagtend is op die Here nie, wil jy nie asseblief wagtend raak op hom nie. Vertrou hom vir iets. Loop die pad saam met die Here. Nou ek wil begin deur vir jou te vra, of jy al ooit gewonder het, waarom is daar klaagliedere in die Bybel? Wie van julle spandeer baie tyd in die klaagliedere van die Bybel? Is daar iemand wat dit graag elke maandag deurlees? Is daar? Jy sal uniek wees indien dit jy is. Ons spandeer nie noodwendig baie tyd daar nie. Jy sien ons het 'n taal aangeleer, 'n gekerkte taal, 'n goeie taal, hoor my mooi. Maar hierdie taal is die volgende. As ek sou sê, God is good, wat sal jy vir my sê? Ja. As ek vir jou sê, dit gaan vandag baie, baie sleg met my, wat sal jy sê? Jy sien, dis waar die probleem lê. Jy sien, try môre weer. Jy sien, ons het 'n lopsided idee van die Bybel ontwikkel, as ons net kan praat wanneer dit goed gaan, maar ons het nie geleer hoe om te praat wanneer dit sleg gaan nie. Want jy sien, Habakuk begin nie in hoofstuk 3 nie. Hy eindig daar. Hy begin nie in hoofstuk 3 vers 17 wat sê, ek maak myself bymekaar en alhoewel die vyeboom nie bot nie, en daar's nie beeste nie, en daar's nie al hierdie goed, en ek gaan myself jubel in die Here. Dit is waar ons eindig. Maar as ons nie begin by Habakuk hoofstuk 1 nie, is ek van mening dat ons selde in opregtheid by hoofstuk 3 aankom. Ons is hoofstuk 3 geleer. Ons is en dis great, asseblief, moet my nie verkeerd verstaan. Ons moet by Habakuk hoofstuk 3 uitkom. Daarom het ek dit die skrifgedeelte gemaak waar ons maar loop net gou hierdie pad saam met my, want hoor wat sê Habakuk hoofstuk 1 vers 2. Hy begin so. Hy sê, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u antwoord nie. Skree ek tot u, geweld, maar u help nie. Gemeente, as ons Habakuk hoofstuk 1 se vers 2 so goed geken het, soos ons Habakuk hoofstuk 3 vers 17 geken het, sou ons dit baie makliker gevind het, om met mekaar te kan praat, wanneer dinge nie heeltemal so lekker gaan nie. Want jy sien, hier's 'n massiewe waarheid, in Habakuk hoofstuk 1 vers 2, 'n huge waarheid. Hy sê, hoe lank, o Here, ek roep om hulp. Jy sien, dis vir ons behoort te begin. Dis vir ons behoort, dis ons wegspringplek behoort te wees. My Pa, Vader, ek besef hoe nodig ek U het. Jy sien, as ons kan leer om in ons moeilike tye, in die swaar tye, as ons kan leer om eerlik te wees, kan ons ook iets van sy genesing ervaar in ons harte, sodat hierdie turmoil wat hier binne is, kan uitkom, sodat ek ook in oorwinning kan begin leef, soos Habakuk 3 dit vir ons sê. Daar is 'n lewe om te leef, 'n lewe van oorwinning wat ons in hoofstuk 3 kry. Maar as jy oor hoofstuk 1 spring al die dae van jou lewe, sal jy vind dit so 'n bietjie moeiliker om genuine gesond te word. Daar's iets in die klaagliedere, daar's iets in die klaagpsalms wat krities belangrik is vir ons genesing. En dis die feit dat ek kan genuine eerlik wees teenoor my Pa. En nou ek moet dit baie, baie mooi uit, hierdie is baie belangrik, spit jou ore. Daar's 'n duidelike lyn tussen murmurering en kla. Wanneer ek murmureer, praat ek met almal om my oor my ongelukkigheid teenoor die Here, dan murmureer ek. Wanneer ek moan, wanneer ek besig is om te sê, Here, U weet nie wat U doen nie, en ek is slim, en U is nie so slim nie, en my plan is great, en U plan is nie so great nie, dan is ek besig om te murmureer. Ek is besig om in rebellie te leef.
Ek is geen advokaat vir murmurering nie. Ek dink dit is glad nie slim nie. Ek kan jou vat in die Bybel waar hulle gemurmureer het. Gaan kyk bietjie in Numeri. God hou nie van dit as ons murmureer nie. Maar wat as ek nie by mense kla oor my omstandighede nie, maar eerder na my hemelse Pa toe gaan? Dan wil ek vir jou sê, dis okay dat ons hom soms vra, Here, ek verstaan nie. Here, hoekom? Here, staf maak nie sin nie. Want jy sien, wanneer dit gebeur, en ek die voorreg het om eerlik teenoor my Pa te wees, en ek weet wat dit is om langs my bed te huil vir my Pa, daardie oomblik kan ek ook gesond word. As al wat ek doen, is om net Habakuk hoofstuk 3, die hele tyd te quote, laat ek nie my hart toe om gesond te word nie. En God wat ons, die sielkundiges ontdek dit nou, die wetenskaplik, hulle kry dit nou. Die Vader wat ons gemaak het, baie lank terug, het al baie jare terug vir ons 'n model neergesit, en gesê, hy is meer as groot genoeg vir my en jou vrae. God is nie kleinserig oor my en jou vrae nie. Hy is nie bang vir ons vrae nie. Hy ken dan in anyways jou hart. Hoekom wil ons loop en dink ons kan 'n masker opsit vir die koning van die konings? Hy sien wat in jou hart aangaan, en daarom is dit okay om vir hom te sê, ek is moedeloos, ek is moeg, ek is frustreerd, ek verstaan nie, hierdie is swaar, hierdie is moeilik, want dit is wat Habakuk doen. En so wat hier afspeel in Habakuk is nogal crazy, maar Habakuk neem waar al Israel se ongeregtigheid. En dan sê Habakuk, Here, ek sien nie dat jy iets doen nie. Hy sê, ek sien, die wet word kragteloos, want checkie doen hulle dit. Hulle gaan te kere, hulle is goddeloos, hulle is onregverdig, hoekom straf jy hulle nie? Nou interessant genoeg, die Here antwoord vir Habakuk. Hier is 'n baie unieke boek, is 'n baie cool boek. En hy sê vir Habakuk, so Habakuk, ek is besig om die Galdeërs, of dan nou die Babiloniërs, op te rig. En hulle gaan vir Israel kom uitsorteer, van wie hulle ongeregtigheid. Waarop Habakuk reply, en sê, Here, ek dink nie hier is 'n great plan nie, nee, ek wil nie hier hê nie. En sê Habakuk vir die Here, Here, maar nou wil u nog meer ongeregtigheid gebruik, om hierdie ongeregtigheid te kom uitsorteer, dit maak nie vir my sin nie. Luister hier, daar's oomblikke en daar's staf in ons lewe wat nie heeltemal sin maak. Daar's 'n rede hoekom die Bybel vir ons sê, sy weë is hoër as ons weë. Daar's 'n rede hoekom die Bybel sê, bedink die dinge wat daar bo is en nie wat hier op aarde is nie. Daar's oomblikke wat staf nie sin maak nie, en ek wil hê jy moet vanoggend weet, jy mag vra, want ek het in 'n kerk, in die seisoen in die kerk groot geword, waar hulle vir my gesê het, jy mag net nie vra nie. En toe die harde houe in die lewe my tref, toe het ek myself gesê, kan enigiets doen, maar jy mag net nie vra nie. En eendag, toe lees ek daar in Matteus, toe die harde oomblik in die lewe vir Jesus tref, dit was omtrent die 9de uur, het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en het gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. En dit as dit vertaal word, my God, waarom het U my verlaat? En ek moes hierdie som in my hart maak, want hier's nou 'n probleem. Want ek is geleer, ek mag net nie vra nie. Dis sonde om te vra, maar hier, Jesus self, sê, my God. Op hierdie stadium, net dat jy weet, is die psalms klaar geskryf. Jesaja is klaar geskryf, Jeremia is klaar geskryf. Habakuk is klaar geskryf. Jesus het die opsie om aan die kruis te hang en te quote, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen klein vee meer wees nie. Hy quote,
My God, dis Psalm 22 as jy dit dalk nie weet nie. Jesus haal Psalm 22 aan hier. Wanneer hy vra, my God, waarom het U my verlaat? Ek wil so graag hê, dat jy die volheid van die genesende krag wat daar is in die Here Jesus Christus sal ervaar, omdat jy ook weet wat dit is om eerlik te wees met jou hart oor waar jy is. Nou as jy altyd net daar bly, as jy jou tent gaan opslaan in Habakuk hoofstuk 1, wil ek jou waarsku en vir jou sê, hulle gaan jou iewerster begin met pilletjies voer, want jy gaan dit nie maak nie. Dis nie ons plek om uit te kamp by nie. Ons gaan maak 'n draai daar, sodat ons daar kan begin, sodat ons hart kan gesond word, maar ons bly nie daar nie. En so in hierdie proses wil ek hê, die eerste beginsel is ek en jy mag vra, ons mag eerlik wees, ons mag sê, soms is alles nie oukei nie. Maar ons moet ook gaan, bietjie aan in Habakuk, hoofstuk 2 vers 20. Ons moet steeds nederig bly. Ek is so bang dat jy hoor dalk vanoggend, jy mag jou vuiste bal vir die Here. Dis glad nie wat ek sê nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Want jy sien Habakuk, wanneer hy nou gepraat het van hierdie ander afgode en die feit dat hy nie tevrede is met heeltemal wat God se plan is nie, kom hy tot hierdie konklusie, maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Ek hoop jy kan die koneksie sien. Ons het gesing, ons het gepraat, dat ons ook moet stil wees en op hom moet wag. Miskien Habakuk maak hierdie koneksie, sy gaan liewerster stil bly, omdat ek weet wie hy regtig is. So in die proses wat ek vra, wat goed is soms nie sin maak nie. Onthou wie jy is en onthou wie hy is. Onthou wie is die skepper en wie is die skepsel. Dat daar sekere dinge is wat eenvoudig vir ons gedagtes te ver is, ons kan hulle nie bykom nie. En dit is oukei. Ek en jy hoef nie alles te verstaan in hierdie lewe nie. Dis oukei om hom te vra. Dis nie oukei om arrogant en selfvoldaan te raak nie. Dis nie oukei om te dink, ons is slim en hy is nie. En so ek wil jou aanmoedig en jy sal sien, vir hierdie woord heeltyd hierdie selfde ritme. Ek bevestig vir jou Habakuk in die Nuwe Testament. En so Habakuk het gevra en so het Jesus. Ons behoort nederig te bly en kyk in die Nuwe Testament sê 1 Petrus 5 vir my en jou, verneder julle dan onder die kragtige hand van God. Hoekom? Sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Nou bly by my. Jy sien, ek vermoed dis omdat ons deel 1 mis, dat ons nooit deel 2 sien nie. Dis my spesmaas. Dis omdat ons sukkel om onsself te verneder onder sy kragtige hand, dat ons nooit die voorreg het om verhoog te word nie. Vir jou wat wagtend is op die Here, dis nie ons werk om die uitkoms te forceer nie, maar dit is ons werk om nederig te bly. Dit is ons verantwoordelikheid, dit is ons deel. Om te sê, Here, ek verstaan nie nou nie, en ek weet nie hoekom nie, en dit maak seer, en dit is swaar, en dit is moeilik. Wanneer ek klaar gepraat het, omdat ek onthou wie hy is, en onthou wie ek is, sê ek, Here, ek hoef nie alles te verstaan nie. Dan kan ons begin gesond word. Solank as wat ons op hierdie parmantige plek is. En weet jy hoe verklap ons kultuur, ons hart? Wanneer ons goedjies sê soos, ja, hoe kan 'n God van liefde? Hou nou vas. Wie's God en wie's mens? Wie's? So net omdat ek en jy dit nie kan verstaan nie, beteken nie dis nie liefde nie. Inteendeel, wie hy is die definisie van liefde. En so wie hy is, behoort my weergawe van liefde te bepaal. Ek behoort nie 'n persepsie van liefde te hê, en dan wil ek dit nou op hom afforceer, so half asof hy net by my moet invul nie.
Ons mag vra. Ons mag uitroep. Maar ons kan nie arrogant en selfvoldaan word nie. Ons kan nooit vergeet wie is hy nie. En so ja, ons baie aspekte van hierdie lewe. As ek net so bietjie daaroor dink ek, nou wel, ek het 'n beter plan gehad. Ek dink so, menslik gesproke. Maar dit is nie vir my en vir jou om daar te gaan nie. En so ek wil voordat ek oorgaan na die laaste deel toe. Ek hoop jy tel my hart op. Maar ek hoop ook dat jy bereid is om te dink oor die dieper goed van die lewe. Hoekom moes goed uitwerk soos wat dit uitgewerk het? Hoekom is daar mense wat swaar kry? Al verdien hulle niks daarvan nie. Hoekom is dit so? Hoekom sterf mense jonk? Hoekom is daar sekere mense wat met gebrek gebore word? Hoekom is daar sekere goed wat vir ons menslik net nie sin maak nie? Hoekom kon die omstandighede net so klein bietjie anders? Jy het die voorreg om die koning van die konings te vra in nederigheid, om met hom te praat daaroor, sodat jy uit hierdie pa-seun en of pa-kind verhouding berusting in jou hart kan kry, dat die genesingsproses kan begin. Maar wanneer dit daar is, behoort ek en jy te onthou wie hy is en te onthou wie ons is. Want dan, en hierdie is nou die lekker deel om oor te gesels, want dan kan ons uitkom by Habakuk hoofstuk 3. Want jy sien, Habakuk hoofstuk 3 praat van 'n lewe wat oorgegee is teenoor die Here. Jy sien, Habakuk hoofstuk 3 wat iets baie belangrik raak. Baie belangrik. Wanneer hy sê, is regtig belangrik. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, en in die wingerde geen vrugte sal wees nie. Habakuk sê, ek het 'n besluit geneem in my hart, dat my blydskap nie deur my omstandighede bepaal sal word nie. Hy is effens makliker om te doen as wat dit is om dit te leef. Te praat as wat dit is om dit te leef. Die uitkoms is irrelevant. Die belangrike is, ek sal my vreugde in die Here vind. Jy sien, as ek en jy nie daai besluit neem nie, dan ry ons op so 'n rollercoaster. Wanneer dit goed gaan, en wanneer ek geld het, en wanneer ek gesond is, en wanneer almal vir my lief is ek op 'n high, en die blydskap van die Here is my deel. En as enigstens iets van dit verander, as ek hier onder in die put, en ek sê, die lewe is so moeilik, en die lewe is so swaar, verbly jou in die Here. So hoor wat sê hy, Habakuk 3:18, ek lees dit weer vir jou. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Het jy geweet daar's 'n verskil tussen om net te jubel en om te jubel in die Here? Om net te jubel ek vanweë my omstandighede. Wanneer ek in die Here jubel ek ten spyte van my omstandighede. Filippense 4:4 sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly. Die Here wil jou optel vanoggend. Die Here wil jou vreugde herstel. Nie omdat jy nog 'n masker opplak nie. Nie omdat jy in dit ingeoefen is om net te sê, wel ek moet nou maar my blydskap in die Here vind, ek moet nou maar. Nee. Omdat jy bereid was om 'n gesprek te hê met jou pa en te sê, Dad, ek verstaan nie.
Om na dit 'n besluit te neem en te sê, ek sal onthou dat U groter is as wat ek dink. Want U is op die einde van die dag God en ek is nie. En dan het ek die voorreg om nou uit 'n plek van opregtheid, uit 'n plek van waarheid, uit 'n plek van deernis, te sê ek sal my vreugde vind in wie Hy is en nie in my omstandighede nie. Mag ek jou net herinner aan 'n paar goed. In die eerste plek wil ek jou herinner dat absoluut alles tydelik is. Alles. Het jy dit geweet? Die ou wat jou so kwaad maak, jy weet nie of hy mee môre daar is of nie. So moenie net jou lewe vandag verwoes nie. Jy weet daai rooi letters op die bankrekening. Is dit nog rooi of het dit nou net 'n streepie voor? Het hy 'n streepie, het maar net 'n streepie voor, nee. Jy weet jy geweet is tydelik. Dis wonderlik. Hoe moeilik dit ook al mag wees. Dis tydelik. Moenie toelaat dat die invloed van die tydelike jou beroof van die ewige nie. Wil jy 'n maklike model hê om nooit ooit weer jou nie meer vir 'n taxi te verloor nie? Baie maklike model. Moenie dat die tydelike jou beroof van die ewige nie. Dis die som. Dit is die som. Dis hoe maklik dit is. Ek sal nie toelaat dat die swak gedrag van ander mense by my kom steel die ewige heerlikheid wat God vir my instoor het nie. Want 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, ek sal voor God staan vir alles wat ek in hierdie lewe gedoen het. En so hoekom wil ek voor hom staan en hom probeer verduidelik aan alles wat almal anders gedoen het? Nee, ek is verantwoordelik vir my. En so daar's iets spesiaal daarin. Wanneer ons onthou, alles is eintlik net tydelik. En so Jesaja 40 vers 31 sê dit, sê maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En sê hulle sal vaar op vleuels soos die van arende. Hulle sal hardloop en hulle sal nie moeg word nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Wie is hierdie ouens? Hulle wat eers gaan wag het op die Here. Wat doen ek terwyl ek wag? Ek is eerlik met my pa. Ek sê vir hom, dis hoe ek voel. Dis waar ek is. Ek onthou wie hy is. Ek sal nie daar uitloop en myself groot maak nie. Ek sal aanhou om hom groot te maak. En dan sal ek Jenny en kan jubel in wie hy is. Wil jy nie net jou oë toemaak saam met my nie asseblief, want hierdie is so belangrik. Daar's hierdie gevaar. En dis 'n groot gevaar. Dat vanweë die gewig van goed wat ek en jy nie veronderstel is om te dra nie, dat ons nie meer die vermoë het om saam met hom te wandel nie. Ek wil jy moet my mooi hoor. Daar is 'n gevaar dat ek en jy, omdat ons goed dra wat ons nie veronderstel is om te dra nie meer saam met hom kan wandel nie. As ek sê saam met hom wandel, bedoel ek die intimiteit wat daar is tussen jou en jou Skepper. Wil jy nie kies om opnuut op die Here te wag vanoggend nie? Want jy sien, dis hulle wat op die Here wag. Dis hulle wat op hom wag. En ek weet dis lank, baie lank. Moenie ophou op die Here wag nie. Moenie opgee
op die belofte wat hy vir jou gegee het nie. Wag op hom. Jy is nie kleingelowig wanneer jy vir die Here sê, Vader, ek verstaan nie. Jy is nie kleingelowig as jy sê, dit is moeilik nie. Dis nie kleingelowig nie. Dis die waarheid. En so hier is my versoek. Daar sit waarskynlik iemand langs jou, iemand naby aan jou, wat wag op die Here. Wat wag vir uitkoms, laat ek dit eerder so sê. En so kan ons as gemeente mekaar net bietjie toemaak vanoggend. En so wil jy nie dalk net langs iemand gaan sit, of die persoon wat langs jou sit, wil jy net jou hand so oor hulle skouer sit, nee. En kom ons doen net moeite dat hier niemand is wat alleen is nie. Vat net so in die ou langs jou asseblief. Voor jou of agter jou. Jy sien, dis staf partykeer, is dit nie? So ek wil sê, jy moet vanoggend onthou dat jy is nie alleen nie. Jy is 'n groepie mense in die dal wat saam met jou sal bid en vir jou sal omgee. En in die oomblikke wanneer dit moeilik is, mag ons regtig mekaar dra. So ek wil vir jou vra, stem asseblief saam met my in gebed, en kom ons dra net elke een op aan die Here. Here, ons kom as gemeente na U toe. En ek is so bewus van die teleurstellings en die gebrokenheid en die hartseer. En Here, ek wil nou bid dat U ons regtig wysheid en insig sal gee, sodat ons eerlik kan wees met U, sodat ons gesond kan word, sodat ons in oorwinning kan leef. Help ons asseblief, Koning Jesus. Help ons. Help ons om dinge te sien soos wat U dit sien. Help ons om lewens te lewe wat U verheerlik. Vader, mag ons in oorwinning leef. Sal U ons asseblief optel in hierdie oggend. Lig ons gees, sodat ons opnuut ons blydskap kan vind in wie U is. Mag ons 100% irrelevant van ons omstandighede, ons vreugde vind in U. Omdat ons weet, Here, dis ook waartoe U ons roep. Ek bid dit in Jesus naam.
Amen. En amen. Is daar iemand wat vrae het?